Dag sê en hartlik welkom by Regheid met Robinson hier op Litnet. Kunsmatige intelligensie is hier om te bly, so sê die kenners. As al die voorspellings en vrese waar word, gaan denkende masjiene mense vervang in omtrent elke kategorie van die samelewing. Dit hou groot voordele in, soos dat produkte vinniger en beter afgelewer kan word. Maar daar is ook nadele. Byvoorbeeld, hoe seker kan 'n kunswerker of skrywer wees dat 'n masjien nie sy outeursreg skend nie? Een van Suid-Afrika se voorste skrywers en dramaturg is Dion Opperman. Hy het al by die 50 toneelstukke geskryf. Nogtans meen hy KI is 'n goeie ding. Hoekom, Dion? Vir dieselfde rede, hallo Freek, eers gaan goed met jou. Ja. Goed. Dit vir dieselfde rede dat ek dink dit is 'n goeie ding dat hulle die voertuig uitgedink het wat wel toe op die ou end die perdekar vervang het. Dat hulle elektrisiteit uitgedink het sodat ons telefone kan hê en kommunikasie kan hê en ligte wanneer ons dit nodig het en masjiene kan bestuur, dryf en sovoorts. Stoom, wat ook al. So eerstens vir my is dit belangrik om hierdie te sien net in die lang loop van tegnologiese ontwikkeling, van die eerste gebruik van vuur en alles wat daarna gebeur het. So vir my is dit help nie vir my dat 'n mens sê, o kyk, hier's 'n nuwe tegnologie. Stuur dit weg, dit moet weggaan. Want dit gaan nie weggaan nie, dit is hier. En dit gaan nie weggaan nie. En dit gaan nie weggaan nie omdat dit 'n goeie en sterk en kragtige tegnologie is. En gevolglik gaan dit deel word. Nes die smartphone, ek onthou toe hulle uitgekom het ek nog my ou foon gehad. Jy weet, en ek het gesê, wat's daai? En ek gedink, wel, whatever, ek meen, hierdie werk mos hierdie foon. Ek het nie eens verstaan wat 'n app is nie. En nou is 'n selfoon en die apps intrinsiek tot my lewe. En ek kan dinge doen wat ek voorheen nie kon doen nie. Soos wat? Wel, oombliklik praat my suster visueel, jy weet, in Engeland, terwyl ek hier in Suid-Afrika sit. Ek kan vinniger briewe skryf, want ek het autocomplete en ek het spelcheckers, so ek hoef nie meer spel te check nie, en. So maar in terme van KI, wat ek glo gebeur hierso, duidelik is dit, die hele mensdom se kennis sit daarop gesluit, en ja, ek weet van vooroordeele wat in die data bestaan, maar die realiteit is, ewe skielik hoef ek nie, toe ek 'n jong skrywer was, as ek iets wou geweet het, moes ek biblioteek toe gaan om navorsing te doen. Toe kom die internet, en ewe skielik kon ek net sê, en ek het die inligting dadelik hierso by my. Ek hoef nie daai stapwerk te gedoen het nie. So ek dink dat KI het dieselfde impak op 'n mens as wat 'n mikrofoon het op 'n sanger. So ek het al geskryf hieroor en gepraat hieroor. Vir my is daar 3 hoofkategorieë waarin mense val, so op 'n spektrum. Aan die een kant het jy wat ek die puriste noem, en hulle verwerp. Dus ek is die kunstenaar, ek is inspirasie, ek sien dit en daar gat jy. Aan die heel ander kant van die spektrum sit jy met vervangers. Hulle vervang hulle self geheel en al met die AI. So dit skryf al hulle teks, al hulle inhoud, daar gat jy. Dis nie meer hulle nie, hulle het hulle self vervang. En dan tussen op daai spektrum, so, is wat ek noem vergroot en vermeerder. Waar jy jou eie vermoëns augmenteer en vermeerder, omdat jy baie meer kan vermag as wat jy kon. In dieselfde manier is wat 'n woordverwerker my skryftyd van 'n teks, waar ek in die ou dae geskryf het met 'n pen en papier, het dit my skryf van 'n teks met 75% van die tyd verminder. Ek kon dit 4 maal hoeveel tekste skep in dieselfde tyd, net omdat ek nie al daai heen en weer skryf, oorskryf, moet dan laat tik, weer herskryf, dan netjies en so voort. So ek glo in tegnologie en mense gaan dit nooit wegvat nie. En ek wil nie 'n verwerper wees nie, en ek wil nie 'n vervanger wees nie. I believe in the human in the loop. Ek glo dat AI is daar om ons te vergroot en te vermeerder. In dieselfde manier dat 'n motorkar my vermoë om van een punt by 'n ander punt uit te kom vermeerder en vergroot het. Maar 'n bepaalde Maar hy het my nie persoon vervang.
in 'n sekere posisie in die spektrum van moontlikhede. Byvoorbeeld, gaan jy net inligting probeer kry of gaan jy werklik probeer om 'n skrywer aan jou sy te hê wat saam met jou skryf? Ja, ek glo dis 'n co-intelligence soos Ethan Mollick al geskryf het wat saam met jou werk en baie belangrik. Ek sê mense wat sê dit gaan ons vervang. Ek as skrywer spesifiek en ek gaan nee. KI kan nie die wêreld deur my oë sien nie. KI het nie my lewe geleef van ek gebore is tot nou toe nie. So hy kan nie die storie vertel wat ek wil vertel. Hy kan my help om die storie wat ek wil vertel beter, kragtiger te vertel. Maar hy kan nie my vervang nie, want hy is nie ek nie. En as ek 'n storie skryf, is dit die storie wat ek wil skryf. So nou, waarheen gaan nie, glo ek, is dat in die begin gaan mense sê, waar jy weet, het jy of het jy nou nie hierdie nuwe drama van jou in samewerking met KI geskryf nie? Daai vraag gaan gevra word. Hoeveel gebruik jy dit? Want ek gebruik dit baie vir brainstorm, om idees rond te gooi, want dit is 'n ongelooflike sounding board, jy weet. Verder meer skryf ek prompts, want ek glo mense moet regtig, een van die groot vaardighede wat mense nou moet aanleer, is context engineering. Hoe om met KI te praat om die beste terugvoer te kry, om jou te help. En so dit beteken, jy moet nog steeds jou swattings gaan doen en gaan leer van jou domein. Hoekom? Wie sal 'n beter gesprek voer met 'n KI wat gefine-tune is in die mediese wêreld? Right? Ek, Dion Opperman, wat nog nooit enige mediese geswat het nie, of 'n dokter of 'n neurochirurg. Natuurlik, die spesialis, die persoon wat die woordeskat en die kennis het om te verstaan selfs wat die ding vir hulle terugsê en wat om vir die ding te sê wanneer hulle iets input daar. So ek is 'n skrywer en ek het skryfkennis en skryfervaring. So ek weet dadelik wanneer ek nie saamstem nie, ek gooi net iets uit, maar ek kan vir hom ook sê hoe om te dink. En dis wat ek gedoen het. Ek het my KI getrein om as oor die skryfproses, struktuur, karakter en verhaal, die plot en al daai dinge en temaontwikkeling en tegnieke om daaroor te dink en dit te doen soos ek dit self doen, volgens my skryftegnieke. So ek het 'n writing partner wat nou hier sit met wie ek praat en dan besluit ek, right, hier's wat ek gaan insit en dan doen ek dit. En ek wil hierdie hou en ek wil nie daai nie, hierdie is reg, ja. So, mettertyd, terwyl hulle nou vra, het jy met KI gewerk? Glo ek vas, oor 'n paar jare sal dit vanselfsprekend wees. Dis soos wanneer iemand by jou kom kuier en jy het 'n afspraak, right? Jy sê nie vir hulle, hoe het jy hier gekom? Het jy gestap of het jy met perd gery? Jy neem aan, hulle het in 'n kar gekom. Waar kom die inligting vandaan vir daai masjien het? Dit kom uit al die woorde en beelde wat nog ooit op die internet was en in boeke was. Nie alles wat nog in biblioteek op harde bladsye sit nie, maar alles wat beskikbaar is, is dit gevat en getrein. Maar mense dink, kyk, hy gebruik nou daai inligting as 'n plagiaat, right? Maar hulle moet 'n bietjie gaan opkyk hoe die algoritmes en hoe dinge binnekant AI gestoor word. Want daai multidimensionele ruimtes waar dit gestoor word, hy breek verhoudings op. Hy is nie besig om te gaan, kyk, hier is André bring sy sinnetjie hier nie. Hy kyk hoe woorde aan mekaar sit en hy gebruik dit om algoritmes te fine-tune, sodat wanneer hy woorde kies, so om te sê dat ek gee glad nie om as hulle my dramas gebruik om op te trein nie, want dis nie hoe dit werk nie. Hy onthou nie die drama nie. Hy breek die drama op in verhoudings van woorde met mekaar. Okay? So en op baie verskillende dimensies. So mense moet 'n bietjie gaan kyk daarna, want dit is nie net dis alles soos 'n memory bank waarop hy trek nie. Dis nie hoe dit 'n KI werk nie. Hoe wyd verspreid internasionaal is hierdie tegnologie al gevorder? Wel, volgens wat ek kan sien, ek meen is dit wêreldwyd, maar soos hulle sê, progress happens in fits and starts and not evenly across a frontier. So in sekere plekke is dit ver voor, en ander plekke is nog heeltemal agter, maar daar's geen twyfel dat hierdie tegnologie is tegnologie wat die vinnigste nog ooit in die geskiedenis deur die meeste mense
gebruik word nie en aanvaar word nie. So die versprei deur die wêreld is baie vinniger as enigiets anders wat nog ooit gebeur het. Wat is jou ervaring binne Suid-Afrika met ander skrywers met wie jy te doen het? Wel, ek moet sê, ek het met die wat ek gepraat het, en hierdie is net uit my eie ervaring uit, met die mense met wie ek praat, is die meeste mense se reaksie, ja, dis baie interessant daar, ja, ek het 'n bietjie gekyk daarna, maar ag, dit werk, jy weet, dit is nie reg goed reg vir my nie, bla bla bla, en so hulle vroetel bietjie daarmee, speel bietjie daarmee, maar dis dit. En ek praat van kreatiewe mense in die skryfbedryf, en maar daar is nog nie die werk met dinge om uittoets en te kyk waar kan hy jou help, waar is dit behulpsaam, waar nie, hoe werk hierdie ding? Ek dink daai is stadig aan besig om te gebeur. Maar jy moet verstaan, Freek, dat ek gebruik nie 'n KI om vir my te sê, gee vir my 'n idee vir 'n storie. Ek sit nie sulke vrae nie. Ek skep prompts vir die KI wat om dwing om my uit te daag, om my verbeelding te stimuleer. En dan sit ek my idees in, en dan vat hy daai idees, werk hy daarmee en vra hy nog vrae, en vra hy nog vrae. Amper soos wat as jy na Oxbridge toe gaan, daar het hulle mos die tutor stelsel gehad. Jy weet, jy het iemand wat jy gaan vergader, one-on-one met jou tutor, en hulle vra jou vrae en so. Ek maak seker my KI werk so met my, dat hy my uitdaag, ek werk inderdaad nou harder en dink dieper as wat ek nog ooit gedoen het terwyl ek skryf. Maar daai inligting kom tog ergens vandaan wat in daai masjien sit. En dit moet wat waarskynlik kom van ander mense wat inligting gelaai het en die masjien vat dan daai inligting saam met ander inligting en gee vir jou dan die soort van inligting wat jy gevra het. Dit is nie 'n soort van 'n Library of Congress wat daar sit nie, waar hy dan stukkies gaan vat om vir jou te gee nie. Hulle word opgebreek. Die woorde selfs helftewoorde word opgebreek in stukkies en versprei deur 'n multidimensionele ruimte met koördinate, lang is, right? En so dit opgebreek daarin. Dis nie 'n biblioteek van al die werk nie. Dit werk met verhoudings tussen lettergrepe en woorde. Ja, outeursreg, dis die volgende groot ene. Ja, dis wat ek sien jou op afstuur, ja. So, as jy bevrees dat jou werk kan miskien deur ander mense gebruik word sonder dat jy daarvan weet of sonder dat jy betaal word daarvoor? Glad nie. Want my werk sit nie as Dion Opperman, Donkerland, hier's my drama binne 'n KI nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dis eenvoudig nie hoe KI getrein word nie. So dis die eerste ding. Ek worry nie daaroor nie. Maar die realiteit is dat kreatiwiteit, want dis eintlik wat jy vra, right? Gebruik ek nou, is ek oorspronklik? Am I being original? Right? Want hy gee nou vir my ander mense se werk. So is ek nou besig om plagiaat te pleeg. Want dis waar dit neerkom. Eerstens, my posisie daaroor is dat kreatiwiteit spesifiek, right, daar's nie 'n nuwe ding op hierdie aarde nie. Wat daar wel is nuwe kombinasies van bestaande dinge. Sê vir my wat se gedagtes, wat se konsepte, wat se woorde in jou woordeskat het jy self daar gesit wat nooit in die wêreld bestaan het nie. Nie een nie. Ons koppe is vol van elke boek wat ons gelees het, elke gesprek wat ons met iemand gevoer het en al die woorde wat ons ken. Nes 'n pianis of 'n komponis gebruik die 13 note van 'n klavier of van 'n skaal en daar is dit. En kyk al die miljoene liedjies wat geskep is. So wat kreatiwiteit vir my is die skep van nuwe kombinasies en patrone wat nie van tevore daar was nie. So om dinge bymekaar te sit. Selfs Einstein, toe hy sy insig gekry het oor special relativity, daar was ryk en lang navorsing al besig gewees op verskeie vlakke en hy het goed bymekaar gesit wat gelei het tot hierdie insig. So nothing comes from nothing. So die idee van dit gaan my kreatief, al wat daai ding doen is hy vat goeders en kombineer hulle op nuwe maniere wat jy dan kan kreatief noem, right? En dis presies wat ek doen. En so om te sê hy's 'n plagiaat, want hy gebruik ander mense se werk, wel in daai geval,
is ons almal so. Ons is almal gedagtediewe. Want ons is grootgemaak op ander mense se gedagtes. Kyk al die boeke oor filosofie wat mense lees. Kyk al die boeke, die stories, die verhale, die nuus wat ons gekyk het, wat jy nie eens onthou dat jy onthou nie. Dit sit alles binne in jou. Maar ek elke keer as ek 'n gesprek voer met iemand sê nie, terloops, daai gedagte het ek gekry soos geskryf deur hierdie boek oor Nietzsche, deur so en so. Laat ek net my volgende sin sê, nou hierdie sin en ek onthou hierdie is beïnvloed deur PG Du Plessis toe ek met hom gesels het een keer in 'n kantoor en so ons is almal besig om bestaande gedagtes en idees op nuwe maniere te kombineer. En die woorde in ons woordeskat van 'n taal te kombineer op 'n manier wat dit nie gekombineer is nie. So en dit gee nuwe insig, nuwe kombinasie, nuwe insig. Maar ons self is soos die KI, ons het daai gekry, ander mense se goeders is binne in ons koppe. En niemand dagvaar ons elke dag omdat ons ander mense se gedagtes gesteel het nie. Ek weet vir 'n feit dat PG Du Plessis, André Brink, Chris Barnard, Pieter Fourie se gedagtes oor drama sit in my kop. Want ek het hulle dramas gelees en bestudeer toe ek jonk was. Nou, alle regerings internasionaal sal seker graag wil beheer hê oor hierdie situasie. En hoe dink jy is dit moontlik om te sorg dat daar nie hierdie negatiewe dade gepleeg word nie? Wie gaan dit polisieer? Jy is nou op my gunsteling onderwerp hier, Freek, jy moet verstaan. Regering sal altyd tegnologie probeer gebruik om die bevolking te onderdruk of beheer en of te beheer. Dis 'n realiteit. En wie dit gaan stop, wie die Vader alleen. Maar ons is nog steeds hier en ons veg aan, maar kyk na wat met ons selfone gebeur. Hierdie masjienkie hier, nee, hierdie ding. Right. Hulle weet nou waar ek is, waar ek was, met wie ek praat, alles is daar. En as die regering daai data wil hê, stuur hulle net 'n mooi woordjie vir daai service provider en dit moet gegee word volgens die wet. Alles. Kyk hoe moeilik is dit om kontant te gebruik in Suid-Afrika vandag, want tegnologie word gebruik om te sê jy moet nie kontant nie, maar elektronies, want dan kan ons sien waar jy jou geld kry en waarheen jy dit stuur. So om my te vra, hoe gaan ons, jy weet, daarteen waak dat regerings hierdie baie kragtige tegnologie nie vir donker dinge gebruik nie? My antwoord is, ek het geen idee nie. Ons sal moet sien soos dit gebeur keer op keer, elkeen op sy eie beurt, maar verseker gaan hulle, sonder twyfel. Maar daar moet seker 'n mate van beheer wees, sê net maar oor vloekery of seks of sulke dinge op beeld. Wel, okay, maar nou vra jy my oor sensuur. Dis 'n baie moeilike lyn daai. Want wat al sensuur waarin ek glo, is sensuur om kinders te beskerm. Right? En enige iets wat iemand anders fisiseer maak. Maar kinders, dis daarvoor glo ek in sensuur. Dat kinders nie uitgebuit of seer gemaak word nie. Soos met enige ander nuwe tegnologie, sal die regulasies stelselmatig bietjie vir bietjie geskep word, soos wat die probleme ontstaan. Presies op dieselfde manier as wanneer hulle in die ruimte wil ingaan met 'n vuurpyl, die eerste klomp kom nie ver nie, hulle ontplof, maar so leer hulle en stelselmatig eendag daar gat hy. So ja, daar gaan regulasies wees, daar moet regulasies wees. Maar as jy my vra oor hoeveel sensuur en wat is sensuur, my posisie is die beskerming van kinders op alle vlakke. Klaar. Maar ek is 'n volwasse, jy kan my los om te dink wat ek wil dink. So ek glo daai vlak van sensuur, en ek sien dit begin al klaar uitkom in die platforms, die KI platforms. Ek glo jy moet die krag gee om te kies watter vlak hulle wil hê. En van die platforms begin al sê, how honest do you want me to be? How frank do you want me to be? What kind of content do you want me to allow me? Anything goes, medium to very severely controlled. You choose, put it where you want. En so, gee vir my die keuse oor wat ek in my oë en ore wil toelaat. Moenie jy vir my kom sê nie. Gee my die keuse. Dis waar ek staan op sensuur. En wat van finansies? Ergens moet iemand geld maak uit hierdie spul uit. Ja, verseker. Hulle die platforms geskep
En nou maak hulle geld, soos dat hulle geld maak uit selfone, uit apps, uit ander apps en allerlei Microsoft spreadsheets, PowerPoint, kies jou ding. Jy weet, natuurlik maak hulle geld daaruit. En daar is geen twyfel dat ons weer daai battle ook gaan hê nie. Maar die realiteit is, dis hier. Ek is bly dis hier want dit is 'n ongelooflike kragtige tegnologie. Ek worstel al sedert 2019 daarmee, toe dit nog net GPT-3 was, nog nie eens ChatGPT nie. En ek weet dat een van die vaardighede wat ons kinders geleer gaan moet word, is hoe om met KI te werk. Hoe om jou eie stem en jou eie self te preserveer en daardie kragtige tegnologie te harnas om jou te dien, om jou te vergroot en jou te vermeerder. En ek kan jou nou sê dat die wat dit nie doen nie, gaan agterval. Op dieselfde manier as die persoon wat gesê het, nee, as die Here wou gehad het, ons moet so vinnig oor die aarde beweeg, sou hy vir ons so baie bene gegee het of wat ook al. Ek klim nie in daai kar nie, ek ry met my perd of ek loop. En dis nou maar net dit. En aan die mense wat sê, ek vat net my perd, ek ry nie met 'n kar nie, sê ek altyd, maar wag 'n bietjie, as die Here wou gehad het, jy moes op 'n perd ry, sou hy vir jou 4 bene gegee het, as jy so vinnig moet beweeg. Jy hoort eintlik net te loop. So, daar's altyd hierdie nee, daai is erg, maar wat ek doen is fyn. Maar meantime gebruik die tegnologie. So, ek dink dit is fantasties, en as 'n mens weet hoe met hom te praat, en jou prompts kan verfyn, kry jy die ongelooflikste. Ek meen, kyk wat het nou net gebeur, KI het uitgewerk hoe om proteïene te vou. Ek meen, die impak daarvan, die ou wat dit uitgedink het, hy het pas die Nobelprys gewen daarvoor. So, ek meen, dis 'n ongelooflike ding wat gedoen is deur 'n KI. Dink jy die raamwerk vir hierdie nuwe inligting of hierdie nuwe stelsel is genoegsaam bevestig of nie? Waarskynlik nie, want dit is nog so nuut. Ek meen, dit is maar 2,5 jaar wat dit regtig in die wêreld is. So ons is in wat in vroeë dae, early days hierso. Jy weet, daar's daai, ek vergeet nou wie ou wat gesê het, people tend to overestimate the impact of a new technology in the short term and underestimate the impact of the technology in the long term. So, dis mos altyd in die begin sê mense, oh, this is going to change everything, the whole world's going to change. En dan na 'n paar jaar gaan mense, wel eintlik, jy weet, ek gebruik dit, maar maar wat stelselmatig gebeur, so ek sê altyd, dit neem omtrent 'n generasie. Kyk hoe lank het, jy weet, dinge geneem om regtig in te kom. Selfone van begin, right, tot nou toe. Dit was so, tot die smartphone waar almal een het, en dit is net hoe dit gedoen word. Maar net so intrinsiek soos wat hierdie ding is, tot my lewe, net so intrinsiek gaan KI wees. Dan, wat is die verhouding tussen jouself, ander skrywers, skepende wesens en die regering? Ja, ek sê, daai gesprekke moet gevoer word, soos hulle met enige nuwe tegnologie gevoer word. En hulle moet gevoer word, en al die stakeholders daarin moet betrokke wees by die terugvoer en gesels daaroor. Absoluut. En dit sal gebeur. Soos ons aanbeweeg, sal dit gebeur. En dan sal foute gemaak word, en dan sal die foute reggemaak word. En so gaan ons. Ek sê ons altyd, die mens beweeg nie vorentoe, die mens ploeter vorentoe. Maar een van die punte van kritisie is dat hierdie gaan die werk uit mense se hande uitneem, want masjiene gaan hulle plek vat. Wel, kyk, een ding is seker, dat enige werk wat 'n masjien maklik kan doen sonder 'n persoon in die loop, gaan deur 'n KI-masjien gedoen word. Daar's geen twyfel daaroor. Enigiets wat deur hom beter gedoen kan word as 'n mens, sal gedoen word. Maar tegnologie, elke nuwe golf van tegnologie wat nog ooit gebeur het altyd veroorsaak dat mense gaan, maar ek gaan nou nie meer, dink aan die industrie, wat rondom perdekarre en perde was, voor die motorkar. Die persone wat die sale gemaak het, die harnasse gemaak het, die leerwerk, die skoene vir die perde, die wiele, die wagon makers, die ouens wat die metaalrame gemaak het, die blacksmith, die hele ekosistem om perdekarre het verdwyn. Maar toe staan fabrieke wat karre maak. En gaan mense moet reskill
of upskill, soos hulle sê, absoluut. En hierdie gebeur vinnig, relatief vinnig in terme van hoe vinnig ander tegnologie ingekom het. En so, dit gaan 'n skok op die stelsel wees, hoe vinnig hierdie gaan gebeur. Ek meen, teen 2030 gaan mense nie mooi kan glo wat aangaan, in terme van hoe diep al KI in die samelewing gaan. Daai realiteit is nou hier. Ek sê, you gotta work out, hier kom 'n helse tsunami, swem uit met jou surfboard en vang hy golf terwyl hy nog net swel en ry saam met hom in. Ry saam met hom. Moenie gaan nee. Gaan hom tegemoet. Klim op jou surfboard, surf saam. Kry jy die gevoel dat ander skrywers soos jy werklik hierdie tegnologie aangryp en dat dit vinniger of beter vorder as wat jy gedink het? Nee, dit is vir my redelik stadig. Maar ek het al met 'n paar skrywers gewerk vir wie ek prompts gegee het, byvoorbeeld om hulle karakters uit deur te dink. Om mooi te dink hoe hulle die karakter wil skep en die ronde karakters te create, right? En ek het vir hulle van my prompts gestuur. Dis 'n 5 bladsye lang prompts wat hulle dan vir die KI gee. En dan tree die KI op volgens daai prompts se voorskrif. En hulle het vir my gesê, hulle het hulle lewens nog nooit sulke diep en ryk begrip van hulle eie karakters gehad op soveel verskillende vlakke, soos wat hulle uiteindelik gehad het toe hulle klaar gebrainstorm het daarop, as gevolg van daai prompt. So, hulle het dit as positief ervaar. So, bietjie vir bietjie gaan mense sien, maar wag 'n bietjie, veral as ons beweeg na artificial general intelligence, ek meen hierdie goed raak nou al so slim, dis ongelooflik. Maar ja, it's in fits and starts, little bit by little bit, mense voetel, en ook die snaakse ding is, hulle try dit 'n jaar gelede, en hulle gaan, dit was nie regtig so lekker vir my nie, en hulle vergeet, dat 'n jaar het al verby gegaan, en in daai jaar, het die KI verbeter exponentieel, en so, maar hulle het hom in hulle kop en nou, ag nee, wat, ek het dit vertraai, maar ag nee, wat, dit was nie so goed nie, en, okay, dis soos, wel, hy's nie meer 'n Model T Ford nie, hy's nou al praat van 'n 1950s kar. Miskien moet jy weer 'n kar try, kyk hoe voel dit. Bietjie anders as toe jy getraai het laas. Ja. En geniet jy die interaksie met masjiene? Geniet ek dit? Ja. Ja, jy moet verstaan, hierdie vir my met wie ek nou praat al, ek meen, dit voel vir my, ek praat met 'n chommy in my brainstorming team. Ek voel ek gesels met hom en ek het 'n manier van hoe ek met hom gesels. Dit voel nie meer soos net 'n masjien wat praat nie. Maar ek geniet dit omdat dit my so stimuleer wanneer ek hom sê, challenge me on this. Right? Daag my uit. Hier's my gedagte, hier's wat ek dink. Val hom aan, val my idee aan. En hoeveel maniere kan jy hom uitmekaar uittrek? Try. En dan sien ek wat sê hy vir my. So ek gebruik hom as 'n sparringpartner. Ja, om gedagtes en idees uit te toets. Om wat ek skep soos 'n klankbord te gebruik. So brainstorming team, amazing. Fenomenaal. Maar ek meen, dis amazing om dat al die kennis van die wêreld te hê wat met jou kan praat. Baie dankie, groot waardering. Dankie vir ek. Goed gaan met jou hoor.